Goeienaand en welkom by die Goeie Nuus om 7. Hierdie is die laaste uitsending van die jaar. En dit is my voorreg om vanaand met julle te gesels oor Psalm 37. Dit is 'n aangrypende psalm wat geskryf is teen die agtergrond van mense wat moeilike omstandighede beleef, veral skelms en skurke en misdaad en al daai dinge wat 'n mens so ontstel en wat jou lewe deurmekaar krap. Kom ons hoor wat sê die Bybel daaroor. Psalm 37, ek lees die eerste 5 verse. Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Want soos gras vergaan hulle gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is. Woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor, vertrou op hom en hy sal sorg. Veral hierdie laaste vers wat ek nou gelees het, dis vers 5. Daar staan 3 dinge. Vertrou op die Here, eerste een, laat jou lewe aan die Here oor, dis die eerste een. Tweede een, vertrou hom en die derde een, hy sal sorg. En ons gaan nou kyk na hierdie 3 punte. Gee jou lewe aan die Here oor. Letterlik in Hebreëus staan daar, rol jou lewe weg van jouself af. Soos wanneer mens 'n groot klip het, of iets wat jy moeilik kan optel en skuif, dan rol jy hom. En nou staan hier, rol jou lewe weg van jouself af, en rol dit na die Here toe. Gee dit aan die Here oor. Nou goed, as hier staan jou lewe, gee jou lewe aan die Here oor. Wat word bedoel met jou lewe? Dis jou praktiese, fisiese lewe. Nie noodwendig jou geestelike lewe nie, maar jou praktiese lewe. Dis die lewe wat deur mekaar gekrap word deur mense wat jou wil kwaad aandoen. Skelms en skurke word hier genoem. En dis iets waarmee ons vandag sit. Ons leef in 'n gevaarlike land, in 'n gevaarlike tyd. Daar is baie misdaad om ons. En ons kan dus baie maklik identifiseer met wat Dawid sê hier in Psalm 37. Het is belangrik dat wanneer 'n mens dit ervaar, al hierdie gevare en risiko's en dinge wat 'n mens met 'n vrees en met 'n beklemming laat, het is belangrik dat mens weet hoe om dit te hanteer. En die oplossing is doodeenvoudig, gee dit oor aan die Here. En dan, wanneer 'n mens dit gedoen het, dan weet mens, dit is uit my hande uit. Maar nou moet ons mooi onderskei. In hierdie lewe is daar 2 aspekte. Daar sekere dinge waarin ek wel iets kan doen. Met ander woorde, ek het 'n verantwoordelikheid wat dit betref. En dan is daar ander dinge waarin ek niks kan doen nie. En dit is hierdie deel van die lewe. Hierdie deel waarin ek niks kan verander nie. Wat ek doodeenvoudig weggee. Ek gee dit vir die Here. En ek weet dit is op 'n baie beter plek as wat ek dit by myself sou hou. Die probleem is dat baie mense verwar hierdie 2 soorte lewens. En hulle probeer iets doen aan die dinge waarin ek in elk geval niks kan doen nie. Dis dinge wat vir my voorlê, my lot. Dit wat die Here laat gebeur in my lewe, ek het nie beheer daaroor nie. Die Here het beheer daaroor. Maar dan is daar dinge en 'n deel van my lewe waarin ek wel iets kan doen. En ten opsigte daarvan het ek 'n verantwoordelikheid. Onthou, ons het gelees, woon en werk rustig voort. Met ander woorde, kom jou verantwoordelikhede na. Wanneer 'n mens jou lewe aan die Here oorgee, dan gee jy nie jou verantwoordelikhede na nie. Jy kom dit steeds na. Jy gee nie jou verantwoordelikhede weg nie, maar jy kom dit steeds na. Maar dan die deel waarin ek niks kan doen nie. Dit laat ek aan die Here oor. En dan kan ek rustig wees. En ek kan weet, dit is in veilige hande.
Dit is in die hande van die almagtige God. Die God wat my wil beskerm en wat my wil versorg. Wanneer ek dit nie gedoen het nie. En kyk, dit is 'n kuns om jou lewe weg te gee vir die Here. En by al die ander vaardighede wat ons al bemeester het, is hierdie een vaardigheid wat ons dikwels mee sukkel, nie waar nie. Dit is 'n kuns om jou lewe weg te gee. En wanneer jy dit nie reg kry nie, dan beteken dit hierdie lewe met al sy gevare het 'n effek op my gemoed. Dit maak my bang. Dit laat my ontsteld word. Ek sit met 'n bitterheid in my binneste. Dit gaan dikwels oor in 'n haatdraandheid. En ek word 'n haatdraande tipe mens. Maar wanneer ek dit aan die Here oorgegee het, dan kan ek rustig wees. Soos daar staan, woon en werk rustig voort. Nou, dit is die eerste aspek, die eerste punt in vers 5. Gee jou lewe aan die Here oor. Nou, die tweede een is, met watter gesindheid moet ek dit doen? Daar staan, en vertrou hom. Wanneer ek werklik my lewe aan die Here oorgee, en ek vertrou hom nie heeltemal nie, dan gaan daai benoudheid en daai bangheid steeds bly. Daai onsekerheid gaan my steeds ry en begin vreet aan my lewe. Maar wanneer ek die Here werklik vertrou, dan gee ek dit aan hom oor en ek laat dit daar. Die probleem is dat ons so dikwels ons lewe vir die Here oorgee, maar dit is so asof ons hom nie werklik vertrou nie, en daarom wil ons saam met die lewe wat ons oorgee, ook vir die Here 'n klompie voorskrifte gee. Here, ek gee my lewe nou aan u oor, maar sorg asseblief nou net laat dit en dit so loop en daai ding so verloop en so aan. Dis alles 'n teken dat ek nie werklik die Here vertrou nie. Die Here sal weet hoe om my lewe te hanteer. Ons kan hom ten volle vertrou. En dit is nie nodig om by hierdie weggee aksie nou nog 'n klomp voorskrifte vir die Here te gee nie. Die Here hanteer ons lewens en hy doen dit in sy alwysheid. Hy doen dit in liefde. Hy doen dit omdat hy besorgd is oor ons. Hy doen dit omdat hy vir ons die beste wil hê. En die beste vir ons is nie altyd dit wat vir my lekker is nie, maar dis wat vir my goed en reg is. Want die Here vra nie, wat is vir jou lekker en aangenaam nie. Die Here vra vir jou wat is nodig en goed vir jou, en dan gee hy dit vir jou. En daarmee moet ons tevrede wees. En dan die derde saak, wat doen die Here dan? Daar staan, en hy sal sorg. En hy sal dit uitvoer. Hy sal daai lewe wat jy na hom toe gerol het, sal hy vat en hy sal sorg dat dit op die regte manier verloop. En hy sal deel daarvan wees. En hy sal deel van jou lewe wees. Daar staan byvoorbeeld in vers 18, hoe dat die Here sal sorg vir sy kinders, en dat hy sal sorg dat alles vir hulle net die beste verloop, wat vir hulle nodig is. En dan in vers 25 sê Dawid, en nou gee hy hier 'n persoonlike getuienis, dan sê Dawid, ek was jonk, ook het ek oud geword, en nooit het ek 'n regverdige verlate gesien nie, of dat sy nageslag brood soek nie. Dawid sy hele lewe was 'n lang lewe, en nooit het hy tydens sy hele lewe gesien dat 'n regverdige verlate is nie. Dit is 'n bevestiging daarvan dat die Here sal sorg. Die Here sal by jou wees. So, my geliefde medegelowige, onthou hierdie 3 dinge. Laat jou lewe aan die Here oor. Die deel van die lewe waaraan jy niks kan doen nie, gee dit vir die Here. Tweede een, vertrou op hom.
aanvaar die manier waarop hy die dinge laat gebeur. En die derde een weet, hy sal sorg. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal altyd vir jou net die beste wil hê. Vertrou hom daarin. Ons Vader, baie dankie dat U nie vir ons 'n vreemde God is nie, maar dat U ons Vader is, en ons U kinders, en dat ons U so kan ken. En nou kom ons vanaand, en ons wil opnuut weer die deel van ons lewens wat vir ons kwellinge veroorsaak, ons wil dit wegrol van onsself af na U toe. Ons wil dit oorgee aan U. En ons gebed is, Vader, neem dit en hanteer dit volgens U wysheid en U liefde, want ons vertrou U. Seën elkeen wat ingeluister het, in Jesus naam. Amen. Nou ja, lekker aand verder, lekker res van die jaar. So sluit ons nou hierdie jaar af met die laaste goeie nuus om 7. Mag die Here jou seën.